Goeiedag, welkom hier by Inspireer. Ons gesels hierdie week oor 'n lewe buite die graf. Hoe lyk my in jou lewe wanneer ek en jy opgestaan het saam met Christus? In Romeine 6 vers 3 kom herinner Paulus ons, hy sê as ons deel het aan die dood van Christus, dan het ons ook deel aan sy opstanding. So ek en jy het 'n lewe ander kant die graf. Ek en jy het 'n lewe wat ander kant die graf is en waar ek en jy saam met Christus opgestaan het. En dit is so mooi daarso in Psalm 30 vers 4 lees ek vir jou, hy sê, Here, U het my uit die dood teruggeruk na die lewe toe. Dis wat gebeur het, toe Christus vir my en vir jou gesterf het en opgestaan het. Hy sê, ek het nie dood gegaan nie, U het my weer lewendig gemaak. Ek en jy kan vandag saam sit en sê dat ek en jy is lewend in en deur Christus. En dat hierdie wêreld soos ek en jy dit ken, is werklik vir my en vir jou net 'n tydelike plek, maar dat ek en jy ewig leef. Ons het nou reeds deel aan die ewige lewe, want ons het deel aan Christus. En dan wil ek vir jou sê, dit is tyd dat ek en jy so begin leef. Leef buite die graf. Leef 'n lewe van volheid in Christus. Leef 'n lewe wat nie gebonde is tot hierdie aarde nie. Dit wat ons hier doen maak saak, ja, dit is relevant, maar ek en jy is ewigheidsburgers. Ek en jy is in Christus en dit beteken dat ons 'n voet reeds in die hemel het. Hy sê ons sit saam met hom op heerlike plekke. Dit beteken hierdie wêreld is nie vir my en vir jou die begin en die einde nie. Dit is maar 'n klein gedeelte van ons lewe. En mag ek en jy dit vandag net soos die Engels sê embrace, dat ek en jy 'n lewe buite die graf het. Die swaar kry wat ons hier so beleef, die hartseer, sê Paulus, kan nie vergelyk met dit wat vir my en vir jou voorlê nie, met haar ewigheid nie. So kom ek en jy sê vandag, dankie vir die Here, maar kom ek en jy stap buite die graf, saam met hom, met die perspektief dat ek en jy ewig leef, in, saam en deur hom, maar bo alles vir hom. Mag jy 'n awesome dag hê, sien uit om my môre te sien. Totsiens.